Hallo julle almal en baie welkom by vandag se tekkiesdiens. Ons staan hier na die einde van die jaar se kant toe. Volgende week is ons laaste tekkiesdiens vir die jaar. Ons wil julle graag herinner aan ons Kerssangdiens die 1 Desember en dit is 'n aanddiens hier in die kerk 6uur. Almal is welkom om dit natuurlik hier in die kerkgebou by te woon. As jy dit nie kan doen nie, woon dit asseblief ook op YouTube by. En dan dit is ook ons laaste aand waarin ons die Erlich Park se kospakkies, al die kruideniersware daarvoor ook kan kom terugbring. So dit is ons deadline die 1 Desember en baie dankie ook vir almal wat al reeds 'n klomp goedjies gebring het en op hierdie manier kan ons vir 80 gesinne ook in hierdie Kerstyd ietsie van Jesus se liefde en van ons omgee vir mense ook kan wys. So baie dankie ook daarvoor. En ek wil sommer weer eens sommer net geluk sê vir almal wat verjaar het hierdie week. Ek weet dit is nou eksamentyd en jy kon dalk nie nou 'n lekker verjaarsdag partytjie gehad het en so nie, maar ons hoop daarom jy het regtig lekker verjaar en dat die res van die jaar vir jou baie goed en geseënd sal wees. Ek wil vra dat ons die oë sal toemaak, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat U vir ons goed is. Here, dankie dat U vir ons sorg, dankie dat U vir ons seën. Here, en dankie ook dat ons vanuit U liefde en vanuit U genade elke dag kan leef. Dankie dat ons ook vandag iets van U liefde ook kan hoor uit die woord wat ons gaan lees. En Here, baie dankie dat U vir ons daardeur ook wil wys wie U is en hoe groot U liefde vir elkeen van ons is. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Ek groet elkeen van julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom en ek hoop julle geniet dit as gesin saam. Kom ons sing nou lekker saam, ons loof en prys die Here en met die volgende liedjies wat ons gaan saam sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came
show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Jy het ook nou kans om die Here te dien met jou dankoffer op enige van die volgende maniere. Ons herinner julle net, ons is in ons 10de maand dankoffer tydperk tot en met einde Februarie. So jy is welkom ook om jou 10de maand dankoffer op hierdie manier te gee. Nou, ek wil begin vanoggend met die vraag, hoe kom ons by God uit? Is dit vir ons moontlik om by God uit te kom? Ek het 'n ruk terug het ek 'n illustrasie gedoen oor die hoogspring wêreldrekord. Kyk gou 'n bietjie na hierdie video. Nou ek wonder wie van julle het al hoog gespring daar by die atletiek. Maar hierdie is die wêreldrekord vir hoogspring vir mans. 2,45 meter. Nou om jou 'n idee te gee, ek is so amper 1,8 meter lank. En imagine gou, jy moet jou hele lyf bo oor hierdie ding kry. Ek wil dit vir julle op 'n ander manier ook illustreer. Julle sal sien, hierso is 'n deurskynende glas plastiek bekertjie en dan is hier 'n tissue hierbo-op en dan bo op die tissue is daar 'n R5 muntstuk. Nou die bekertjie verteenwoordig God, hierdie tissue verteenwoordig sonde in ons lewe en ons is hierdie muntstuk wat hier bo-op is. Nou jy kan sien, hierdie tissuekie wat hier is, die sonde keer dat ons nie by God kan uitkom nie. En dit is wat sonde doen, né? Sonde keer dat ons, of maak dat daar 'n skeiding tussen ons en God is. En nou gaan ek hierdie botteltjie vat en die botteltjie verteenwoordig Jesus se liefde en sy genade in ons lewens. So, kyk gou wat gebeur as ek nou 'n bietjie hier gaan spuit. Assai, en daar kan julle sien, het die muntstuk deurgeval, en dit sê vir ons dat Jesus en die feit dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, die enigste manier is hoe ek en jy by God kan uitkom. Hy is die enigste een wat deur die sonde kan breek. Hy is die enigste een wat perfek genoeg was en goed genoeg was om vir ons sondes aan die kruis te gaan sterf het. Kom ons lees saam uit Hebreërs 10 uit van vers 11
tot en met vers 18. En onthou, ons is besig in die gemeente van die 1 November af al met ons leesroostertekste. En hierdie is die fokusteks ook vir hierdie week. Daar staan in vers 11, en elke priester doen elke dag sy werk en hy bring elke maal dieselfde offers. Daardie offers kan nooit die sondes wegneem nie. Maar nadat Jesus Christus net een offer vir die sondes gebring het, het hy vir altyd gaan sit op die belangrikste plek langs God. En in die tyd wat oorbly, wag Christus daar, totdat God die vyande van Christus voor hom sal laat buig en Christus sy voete op hulle sal sit. Want omdat hy een offer gebring het vir almal, het hy die mense wat aan God gewy is heeltemal gereinig. Die Heilige Gees sê ook vir ons dat dit waar is. Die verbond wat ek later met die Israeliete maak, sal so wees, sê die Here. Ek sal my wette op hulle harte skryf en ek sal dit binne in hulle gee. Nadat die Heilige Gees hierdie dinge gesê het, het hy ook gesê, want ek sal nie meer dink aan hulle sondes en aan die dinge wat hulle verkeerd gedoen het nie. Wanneer God mense se sondes vergewe, dan moet priesters nie meer sondeoffers bring nie. Dit is dan nie meer nodig nie. Nou dink 'n bietjie daaraan, wanneer jy stout is, of wanneer jy iets verkeerd doen, wat gebeur met jou? Gewoonlik is almos nou nagevolge, né? As jy nou stout was daar by die huis, en jou ouers wil jou straf, praat gou 'n bietjie met mekaar daar, so wat se straf kry jy gewoonlik by die huis as jy stout was? Nou, partykeer is dit mos nou time out, jy weet, daar veral by die skool, né, jy moet nou time out, jy moet daar dalk in die hoekie van die klas gaan sit, of jy moet uit die klas uit gaan, of jy kry dalk nog 'n pak slaap by die huis, of jy verloor dalk sekere voorregte in die huis, jy mag nie Xbox speel nie, of jy mag nie TV kyk nie, of jy gaan nie sweeties kry die naweek nie, of wat ook al is. So ons word gestraf vir die kere wat ons iets verkeerd doen, of vir wanneer ons nou stout is, né? Maar die Bybel sê vir ons, dat elke liewe een van ons, alle mense op hierdie aarde, het gesondig en is ver van God af. So julle, dit beteken, daar's nie een mens op hierdie aarde, wat goed genoeg is, binne hulle self, om self by God te kan uitkom nie. Daar was net een, en dis Hebreërs wat dit vir ons sê, daar was net een persoon, en sy naam is Jesus Christus. En Jesus was die perfekte mens, hy het geen sonde in hom gehad nie, en daarom was dit net Jesus wat die finale offer kon gebring het aan die kruis, sodat ons sondes, hierdie tissue, wat keer dat ons by God kan uitkom. Jesus was die enigste een, wat vir ons sondes kon sterf. Hy is die enigste een wat goed genoeg is om dit te kon doen. En hy is die enigste een wat dit kon doen, want hy is God se seun. En dit is wat Hebreërs hierso vir ons sê. Maar wat nou julle? Wat nou? Hoe kan ons dankie sê vir Jesus vir dit wat hy vir ons gedoen het? Kom ons lees wat sê vers 23 tot 25. Daarom moet ons aanhou om die dinge te glo en te sê wat ons hoop. Ons moenie daaroor twyfel nie. Ons kan baie seker wees daarvan, omdat God dit beloof het, en hy sal doen wat hy beloof het. Ons moet ook so vir mekaar sorg, dat dit vir mense sal help, om lief te wees vir ander mense, en om goeie dinge vir hulle te doen. Ons moet hierdie dinge doen, en ons moenie wegbly, wanneer die gelowiges by mekaar kom nie. Party mense bly baie maal weg. Nee, ons moet praat met mekaar, en ons moet mekaar bemoedig. Julle kan sien, dat die dag van die Here nader kom, en daarom is dit baie belangriker, dat ons hierdie dinge moet doen. So, wat kan ons doen, om dankie te sê, vir dit wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons by God kan uitkom? Hierso sê die Hebreërs skrywer vir ons, God gee vir ons sy genade, hy gee vir ons sy liefde, en al wat ek en jy kan doen, is om dit te aanvaar, is om te sê, Here, dankie daarvoor. Ek aanvaar dat u vir my aan die kruis gesterf het. Ek wil graag hê u moet hier in my hart kom leef. Julle, en wanneer dit gebeur,
dan sê die skrywer, moet ons ook hierdie genade nie net vir onsself hou nie, maar ons moet dit gaan uitgee vir ander. Ons moet dit gaan uitdeel. En die manier hoe ons dit kan doen is om vir ander mense te kan sorg en vriendelik te wees teenoor ander mense en om ander mense te nooi. Dis wat hy sê, om hulle te nooi na die kerk toe en na geleenthede toe waar daar oor Jesus gepraat word, sodat hulle ook hierdie genade van Jesus kan beleef en ook kan sien dat God 'n God is van liefde en dat hy graag vir hulle ook sy liefde wil gee. So dis wat ons kan doen. Ons moet dit aanvaar, maar ons moet dit ook uitdeel. En mag ek en jy in hierdie week wat kom, mag ons dit nie vergeet nie. Mag ons onthou dat hy die enigste een is wat vir ons aan die kruis kon sterf. Dat sy genade vir my en vir jou genoeg is, maar dat ons daai genade ook na ander mense toe moet uitdra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat u seun, Jesus Christus, vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat hy die enigste een is wat perfek was, sodat ons sondes vergewe kan wees. Maar Here, baie dankie dat ons ook nou in 'n verhouding met u kan wees. Dankie Here dat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. En ek kom bid Here dat daai genade wat ons ontvang het, dat ons dit in hierdie week vir elke mens wat oor ons pad kom, dat ons dit vir hulle kan wys, maar dat ons hulle ook kan innooi, Here, om ook daai genade te kan beleef. Wil U met elke gesin wees in hierdie week wat voorlê? Here, mag U gee dat dit sal goed gaan met die eksamens, dat ons nog sal hard werk en sal uithou, Here. Die vakansie is naby, maar help vir ons, Here, om ons beste te gee, totdat die vakansie aanbreek. Ek bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus alleen, en Here, mag U genade vir ons in hierdie week so groot wees, en dat dit vir ons genoeg sal wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Mag jy hierdie week God se genade beleef, mag jy beleef dat sy liefde vir jou groot is, en mag jy beleef dat die Heilige Gees elke dag by jou is. Amen. Ons sien julle weer volgende week.